Goeiemôre almal. Ek sal vandag gaan ek vir julle vertel van die skaap wat ons gekry het. Reg aan die begin toe ons op die gemeenskaplike grond aangekom het. Toe het die chief van die area ons vir ons geskenke gebring. Onder andere piesangs, avokadopere en hoenders. En dit was mos nou Mila wat weggeraak het wat die hoenders doodgebyt het. En dan nou 'n skaap, 'n lewendige skaap. En ons het toe vir daardie chief gevra of die skaap in hulle village rond kan loop, want ons het nie 'n plek waar ons die skaap kan hou daar op die gemeenskaplike plaas nie. So toe ons nou uiteindelik ingesettel was daar op Belter, toe sê ek en Wynand vir mekaar, okay, nou is dit tyd om die skaap te gaan haal. Toe klim ons almal op die cruiser en hier ry ons nou van Belter af Malolo toe. En dit was altyd vir my snaaks geweest as ons vir die kinders sê ons gaan Malolo toe. Hulle kon dit nie so mooi sê nie, dan praat hulle van my Lulu, of hulle dink Malolo behoort aan iemand anders en ons plaas is ons Lulu of my Lulu. Maar in elk geval, dan gaan ons nou Malolo toe. En as ons daar aankom, dan het hulle so groot verwagting van wat is Malolo nou? Maar eintlik is daar niks nie. Dan vra hulle vir my, nou waar is Malolo? Dan sê ek nee, hierdie is Malolo, maar daar is nie eintlik iets nie. So dan lyk hulle so verbaas en teleurgesteld. Hulle kyk rond, maar hulle sien niks. Maar so gaan ons toe nou terug die dag om die skaap te gaan haal. En toe nou geen probleem nie. Ons kom daar aan en hier stap hy rond en nou moet ons hom agter op die cruiser laai. So die enigste manier hoe Wynand en van die werkers dit nou kon doen, was om die skaap te vang en hom nou op sy sy neer te lê en dan sy agterpootjies net aan mekaar vas te maak en sy voorpote en hom dan op te tel en op die cruiser neer te sit. Want anders as hulle hom optel, gaan hy mos nou begin skop en spring. En so laai ons toe nou die skaap op en die kinders is toe vreeslik opgewonde oor die dier wat nou hier agter op die Land Cruiser is. En ons het hom toe nou laat plat lê, dat hy nie moet opstaan en dalk die kinders stamp of seermaak nie. En toe het Bea net daar besluit, dit is 'n bokkie. En ons sê vir haar, nee, dis 'n skaap, dis nie 'n bok nie. Nee, sy hou aan, dit is 'n bokkie. En sy wil net weet of die bok vanaand saam met hulle kan bad. En toe besluit sy, dit is 'n springbok. En sy sê, mamma, die springbok lê, hy lê stil. En asseblief kan die springbok vanaand saam met ons bad. So toe kry ons skaap die bynaam Springbok. En ons het hom toe nou saam met ons gevat daar na Malolo toe. En toe so loop Springbok nou die wêreld vol. En die skaap het toe nou so Hans geraak, as hy stap daar om die huis rond en dan maak hy die honde bang. Ons het een aand wakker geword van een van die honde wat hysteries chunk en om die huis hardloop. En toe Wynand opstaan om te gaan kyk wat gaan aan, toe is dit Springbok wat vir Rasha om die huis jaag. En sover as wat Rasha hardloop, chunk sy, en jou, sover as wat sy hardloop, en hierdie skaap jaag haar. Nee, daai skaap was flippend nodeloos geweest. En nou as gevolg van al die gechankery en die skree van Rasha wat om die huis hardloop, toe kom die werkers ook aan met hulle pangas en hulle goed. En Wynand vra vir hulle, nou wat nou? Nee, sê hulle is hier om daai animaal te kom jag wat die honde so pla. En dis dit nou 'n hele commotion daar met die skaap wat die honde daar om die huis jaag. Mense het nou gedink dit sal andersom wees. En toe is, okay, nou is die skaap nou maar daar by die huis rond en die honde is skrikkerig vir die skaap en dis nou vir ons 'n hele vreemde ding hierdie. En die spesifieke oggend nadat ons hom nou gekry het, toe het ons nog nie shutters voor die vensters gehad nie. Dit was die gaas net so in die vensters. Toe het Bea daai aand by ons in die bed geslaap en toe sy so opkom, toe is haar hare so de mekaar, toe kyk sy so by die venster uit, toe sê sy, mamma, Springbok is wakker. Toe staan Springbok hier buite die venster en wy. En so is hy nou daar op die plaas rond en ons weet, een of ander tyd gaan hy geslag word, want hy is ons enigste bron van skaapvleis. En almal wat vir Wynand goed ken, weet, hy kan nie nee sê vir skaapvleis nie. En Springbok is toe nou daar in die huis rond, en nou, of nie in die huis rond nie, op die werf rond, maar hy het later in die huis ingekom.
Ek het eendag, toe hoor ek 'n groot commotion daar in die kinders se kamer, toe het hy al sy misbesigheid daar in hulle kamer gedoen. En hulle is hysteries want hulle weet nie hoe om hom uit die kamer uit te kry nie. Ek's bang hy maak die kinders seer as hy hulle stamp of iets. En toe het ek nou maar weer die skaap daar uit die huis uitgehelp, dat hy nou net buite die huis moet rondloop, maar hy het nie 'n verskil geweet tussen homself en die honde of tussen binne en buite nie. Hy het sekerlik ook gedink hy is 'n hond. Dan kom hy in die kombuis in, wanneer ons nie daar is nie, dan staan hy met sy voorpote bo op die blad en eet enige iets wat daar is. Brood, hy het selfs die botter geëet, want die botter wat ons op daai stadium gekoop het was margarine. Ons kon nie regte botter toe nog nie in die hande kry nie. Toe het ons sulke margarine gekoop wat in 2 liter bakke kom. En daai margarine is so kunsmatig dat dit nie eers smelt in daai hitte nie. Jy los dit buite, net so in die hitte, dit smelt nie eers nie. Dit wys nie eers 'n teken van dat dit smelt nie. So die margarine het permanent langs die brood gestaan in die kombuis. En dan kom Springbok en staan hy nou met sy voorpote so op die counter en dan vreet hy die brood en die koffie en die suiker en die botter en alles. Dan maak hy natuurlik 'n groot gemors want hy stamp dit daar af en so. En so beweeg Springbok nou op al hoe dunner ys en al hoe dunner ys. En hy is dan maar daar in die ronde en hy gee vir die honde al hulle dae. En een oggend weer, Wynand het vroeg opgestaan om die generator te gaan aansit vir die dag, dat ons die ketel kan kook en kan koffie maak en so 'n bietjie TV kyk en so voordat hy nou weer die generator afsit om af te wees vir die res van die dag. Staan Wynand vroeg op die oggend en hy stap af na die generator toe en hy gaan sit die generator aan. En in die tussentyd toe staan ek ook op en ons duvet van ons king size bed lê toe nou op die vloer, want dit is te warm om onder die duvet te slaap. Die duvet was maar net vir die mooiigheid. Toe het daai flippend skaap ingekom en die hele duvet nat gepiepie en lê op die droë kant van die duvet. Toe het ek nou dit net heeltemal verloor vir hierdie skaap, want dit was toe nou net vir my een te veel. Toe jaag ons die skaap daar uit en toe moes ek nou die duvet natuurlik aftrek en die oortreksel was. Maar nou kan jy mos nie die binnekant van die duvet in 'n wasmasjien was nie. Dis ek nou baie flippend ongelukkig oor hierdie storie, want dit stink natuurlik. En toe moet ek nou eers uitvind, is daar iets soos 'n droogskoonmaker in Point Noir of is daar ooit 'n droogskoonmaker in hierdie land, want dit lyk vir my asof hulle iets kort van alles. Maar toe was daar toe nou gelukkig 'n droogskoonmaker in Point Noir en op daardie stadium het ons toe nou 'n paar dae later Point Noir toe gegaan. So het ek nou die inhoud van die duvet saamgevat en ingegee dat hulle dit skoonmaak. Maar toe sê Wynand ook, nee, wat dit is nou maar tyd dat Springbok nou maar die tydelike met die ewige moet verwissel en hulle gaan nou vir Springbok slag en dan het ons nou sommer 'n voorraad van skaapvleis. En ek glo nogal daaraan om nie die kinders weg te hou van sulke goed af nie. Toe ek klein was, op my oupa en ouma se plaas was ek by gewees toe die mense die hoenders geslag het. En ek weet dit is nogal iets om te aanskou, dit is nou nie iets moois om te sien nie, maar dit is okay. As jy op 'n plaas groot word en jy verstaan waar jou vleis en goed vandaan kom, dan is dit eintlik alright. So die kinders is natuurlik baie nuuskierig. Ek dink as ek reg onthou het ek vir Bea weghou, maar want sy was nou 'n bietjie geheg aan ou Springbok wat sy wou gehad het met saam met hulle bad. Maar Emmy het gaan kyk hoe hulle hom slag. So, dit wou dan hulle nou op die ou net die skaap geslag. En hy is so in sy skik met hierdie skaapvleis, nê? En hy het dit toe nou bewerk so goed as wat hy kon met gewone vleismesse en dinge, want ons het toe nou nog nie 'n vleissaag gehad of so nie. Mooi netjies in sakkies verpak en in die vrieskas gesit. En hy is so opgewonde oor hierdie skaapvleis. Maar toe hy dit braai, nou weet ek daai reuk wat jy kry van die skaapvleis is nou veronderstel om aptytlik te wees, nê, maar ek kon nie daai skaapvleis eet nie. Dit was vir my onmoontlik. Toe besef ek eers wat so sissie is ek wanneer dit nou kom by hierdie tipe van goed. Ja, so toe was daar nou lekker baie vleis gewees en toe sê Wynand wel, toe was daar nou meer vir hom. Ja, so dit was toe nou die storie van nou Springbok. Ek het 'n foto van hom, foei tog, die arme ou. Sy vol gesiggie so hier in die kamera. Dit was toe nou die uiteinde van ons lewendige skaap wat ons geskenk gekry het reg aan die begin toe ons in die Kongo gekom het.
En later was daar ook van ons Franse vriende met wie ons toe nou lekker geklik het, Frank en Chantal. Hulle is baie lief vir jag, die mans, Frank en sy vriend Terry. En hulle het nogal gereeld daar na ons toe gekom op die plaas van Point Noir af, want hulle raak moeg vir die stadslewe daar en so aan, en dan ry hulle nou uit vir die naweek en kom jag hulle daar by ons. En hulle was eintlik flippin powerjagters, want ek dink hulle het in daai hele tyd 1 buffel en 1 bosvark geskiet, waarvan ek weet. En maar ek dink hulle het meer dit geniet om net te kamp en hulle toerusting uit te probeer en so aan soos 'n stokperdjie. So die ander ding wat ons gedoen het daar van Belter af was ons het na Makabana toe gegaan. Ek sien daar's baie mense wat sê die klank is weer baie sag en onhoorbaar. Ek kan nie weet, ek weet nie wat om te doen nie. Is die klank sleg vir almal? Of is daar van die mense wat wel kan hoor? Aan my kant lyk alles 100%. Okay, so ek gaan verder vertel van die dorpie naby ons, Makabana. Dankie Ansa, ek sien jy sê dis reg vir jou. Dora, dankie, ek sien jy sê ook is reg. Nadia, jy sê dis baie sag. Ek weet nie wat om te doen nie julle. Okay, maar in elk geval, Makabana was die naaste toe nou aan ons, en Makabana is baie klein, dis nie naaste my so groot soos Dolisie nie. En daar is 'n winkel of 3 waarin ons gegaan het, waar ons nog meer basic produkte kon gekry het as in Dolisie. Maar wanneer ons Makabana toe gegaan het, dan het ons graag daar by een van hulle local plekke gesit en 'n koue bier gedrink. En toe ons eendag by een van hierdie plekke sit, dit is ook maar glad nie ons standaarde nie, dis maar die grond net soos wat dit is daar, en dan is daar 'n struktuur opgeslaan en 'n dak van soorte, party plekke het blare gehad en party was net sinkplaatdakke, maar dan het ons daar gesit en 'n koue bier gedrink. En die dag, toe kom daar 'n Kongolees aangestap met 'n bobbejaan vir 'n troeteldier, maar die bobbejaan is aan 'n leiband. Dit was vir my die snaakste ding om dit te aanskou. Hierdie bobbejaan loop en hierdie ou stap met sy bobbejaan, hulle stap in die straat af. So ek sal nie weet of hy dit nou regtig beskou het as 'n troeteldier en of hy ook van plan was om die bobbejaan te slag en later te eet nie, maar dit was nogal 'n flippend snaakse sight om te aanskou. Die kinders was natuurlik ook hysteries geweest daaroor toe hulle dit sien, en ek het 'n goeie foto daarvan wat ek vir julle sal opsit na die video. En iets anders wat ek ook tussen ons foto's gesien het wat vir my baie mooi is daar was gereeld op die plaas in so een seisoen op 'n stadium vreeslik baie praying mantis, hierdie groot groen goggetjies wat lyk soos 'n stokkie of 'n ding wat mos so sit met hulle pootjies. Dit was vir my pragtig, dat hulle was baie volop geweest. Ons het hulle oralste gekry. En 'n ander goggetjie wat ek nie 'n idee het wat mense dit noem nie, maar kyk 'n bietjie die foto's wat ek opsit. Wat is die ooreenstemming tussen hoe hierdie goggetjie lyk? Hy sit op Wynand se hand toe ek die foto geneem het. Die ooreenstemming tussen die goggetjie en een van die bome in die omgewing wat ek afgeneem het. Want wat vir my opvallend daar was, wat die natuur aanbetref, was iets so klein soos daai goggetjie wat so fragile lyk, en wat so nietig en klein funksioneer daar in die natuur. En een van hierdie majestic, massive bome en die buitelyne van die boom en die buitelyne van die goggetjie lyk ooreenstemmend. Dink julle nie dit is ongelooflik mooi van die natuur nie? En daar's baie sulke ooreenstemmings. Iets anderste wat ek graag vir julle sou wou kon oordra as dit moontlik is hoe die sterrehemel daar lyk op 'n oop aand wanneer dit nie bewolk is nie. Ek het daar die betekenis leer ken van wat hulle sê die sterre is so helder, dit lyk asof jy aan dit kan vat, want dit lyk letterlik asof dit so naby aan jou is. So sulke snaakse goed wat gebeur het in die natuur, het natuurlik gemaak dat jy baie nader voel aan jou Skepper en baie meer bewus is daarvan, want daar is nie die invloede van elke dag se lewe in 'n stad of in 'n gemeenskap waar
100 mense elke dag 'n invloed op jou het want hulle beweeg rondom jou en hulle praat baie en jy fokus op werk en goed wat jou aandag aftrek nie. Daar is jy so ontbloot en bewus van die natuur, dan sien jy hierdie ongelooflike goed raak en dit was 'n baie groot seën gewees en 'n groot plesier om dit elke dag te geniet. So ja, dit was daai klein dingetjies wat ook bygedra het dat 'n mens voel, okay, dit is daarmee moeite werd. Jy het nou nie reg gekry wat jy gegaan het om te doen nie. Die boerdery is maar moeilik en die omstandighede is moeilik en die politiek wil nie saamwerk nie, maar daar is klein dingetjies wat geld nie kan koop nie, wat op die ou ende gemaak het dat 'n mens net met heeltemal ander oë na die lewe kyk. En dit is daai ervarings van die Kongo wat ek vir niks sal verruil nie.